hartseer is, ek kan niks doen nie. Nou klaar. Preek ek oor die feit dat dit begin nou. O, ja, Sondagskool. Dankie my vrou. Ek sien hulle almal sit en wag. Ons wil nie vir jou luister nie. So Sondagskool, julle kan gaan, julle het 'n amazing tyd daar agter. Julle wil my nooit saamvat nie. Ek kan nie verstaan hoekom nie. Ek kry ook nooit iemand om die preek te kom aflees nie. Die probleem is die spelfoute. Dankie. My vrou. Verstaan, toe vra my vrou vir my, sy wil so 'n paar van my preke hê, want sy wil 'n ding aanbied en sy kyk so, en hoe meer sy lees, hoe meer lag sy. Want dit wat daar staan en dit wat ek gesê het, is nie wat daar is nie. Maar ek was in die F-klas, spelling is nie belangrik vir die Here nie. Solank ek weet wat daar staan. Dankie. So, in elk geval. Praat met jou oor die feit dat dit begin nou, en daar kom oomblikke in elke gelowige se lewe wat ek voel van die reis van waar God ons roep om te beweeg, van glo na wees toe. Jy sien, want in hierdie blok, en ek wil hê jy moet vanoggend in jou geestesoog sien, want ek gaan baie hierna verwys, hierdie is die glo blok. Sê glo. Hierdie is die wees blok. Sê wees. Alright. So, in hierdie blok is dit vir my gemaklik, is dit vir my lekker, want as iemand my konfronteer, of iemand vir my iets vra, of iemand vir my enigiets oor my geloof sê, dan kan ek sê, maar ek glo in Jesus. En dan kom die moeilike deel by die wees gedeelte, want die lyn is so fyn tussen hoe wees ek, plaas van hoe glo ek. Want jy sien, glo is maklik. Glo is lekker op die oor. Glo beteken almal gaan van my hou. Wees beteken ek moet doen dit wat die woord sê wat die woord sê, in regverdigheid wandel, in waarheid wandel, dan wil ek vandag vir jou sê, raak dit ongemaklik. Want ek moet waarheid praat, en ek moet sekere goed vir sekere mense sê, en hulle hou nie daarvan nie. Dan kry jy oproepe soos, jy's 'n feit pastoor. As ek dit, joe. Dit gebeur, waar storie. En ek vra toe, maar hoekom? Wie gee jou die reg om vir my te sê? Ek soos die Bybel het gesê, ek moet jou waarsku as jy besig is met dinge waarmee jy nie moet wees nie. Jy sien, want dit is gemakliker hier. Hier kan ek konfrontasies vermy. Hier kan ek sekere groepe mense ontmoet. Nou wil ek vir jou hierdie kom sê, want in my eie lewe was dit vir my 'n baie moeilike ding gewees, omdat my persoonlikheid my grootste fout is. Want ek's eintlik nas. My vrou gaan geen Sondagskool. Want jy sien, daar's sekere plekke en tye waar ek en jy moet wees en moet omgang en tussen verskillende mense wees, wat ek en jy nie kan wees wie ons byvoorbeeld vandag hier binne is nie. En die wêreld en die kerk het dit 'n slegte ding gemaak. En jy gaan nou vanoggend nie noodwendig eers met my saamstem, maar ek wil hê jy moet iets verstaan. Want jy sien, as ek byvoorbeeld by hierdie groep mense gaan kuier en gaan wees, is daar 'n sekere manier hoe ek aan hulle die evangelie moet verkondig, moet wees en moet leef, wat nie dieselfde is
as ek na hierdie groep toe gaan nie. Hallo. Nou gaan jy vanoggend my verskil, ek weet jy gaan. Maar ek wil vandag vir jou sê, uit my eie lewe uit het ek baie lankie mee geworstel, want dan vra ek vir die Here, verduidelik my, hoe werk dit? Want jy sien, as ek by Johnny instap, met hierdie manier, omdat hy die waarheid ken, en hy ken die woord, kan ek en hy 'n sekere soort van gesprek hê. En daar's sekere dinge in ons gesprek, wat 'n no-go is, en wat ons weet waant ons op pad is. Maar wanneer ek by iemand, ek wil nou na niemand toe stap, en dan gaan ek sê nou, julle het sonde. Ja, kyk, wie kan ek vertrou? Ek like Thomas daar agter, kom na my toe. Maar jy sien, wanneer ek byvoorbeeld by Henny kom, omdat ek Henny ken, Henny is 'n ekstrovert, glad nie stil teruggetrokke bang mens nie, hy is 'n sterk groot seun, dan spandeer ek tyd met Henny, maar die verhouding en die vriendskap wat ek met Henny het, omdat ek hom ken, verskil van die tipe gesprek en verhouding wat ek het wanneer ek by Johnny is. Hoekom? Want jy sien, ek weet waar Henny se hart is geestelik. En ek weet waar sy journey is en waar hy kom stap. Kan ek vandag vir jou sê hoekom baie mense uit die kerk uit gaan? Kan ek vandag vir jou sê hoekom baie mense nie die Here wil dien nie is? Want ons druk dit in hulle keelgatte af en ons is nie bereid om die tyd te vat om by hulle te gaan sit by die put nie. Hoekom het Jesus die vrou by die put ontmoet en nie tussen die skare nie? Want dit was belangrik vir hom om haar te kry waar sy was. Nie waar die ander mense is nie, nie waar hulle wat honger was vir waarheid en vir nuwe goed nie. Sy was verby dit. Sy het iets diepers nodig gehad. Sy het 'n one-on-one nodig gehad. En ek wil vandag vir die volgende vraag kom vra. Wanneer laas was ek en jy bereid om 'n one-on-one te doen en te kom sit van onsself te laat sterf, onsself te neer te sit en te sê dat ek gaan nie hierdie high horse wees nie. Ek is bereid om myself neer te daal en saam jou te sit. Ek gaan in die week na mense toe wat my wil sien. Eintlik hoe dit gebeur het, is ek 'n Joshua se verjaarsdag geskenk gaan koop. En die dag sien ek 2 mense. Ek staan letterlik en kyk van Joshua dra hierdie fancy nuwe sneakergoeders. As jy wil sien, hy het dit vandag aan. Nou staan ek by dit en ek sien dit en ek sê okay, gaan we hom dit koop. En terwyl ek daar staan en wonder en kyk en ek kan nie onthou wat sy size is nie, kom iemand ingestap en sê, hoorie, en hoor gou vir my, as 'n gesprek so begin, dan skrik ek my dood. Ek doen regtig. Iemand staan te my en sê vir my, hoorie, jy ken my nie, maar ek sê, ek is jammer. Ek begin altyd by ek is jammer. En ek dog toe nie, ek gaan net sê, nee, ek doen nie. Sy sê, maar ek kyk jou op Facebook en ek wil net vir jou sê, dankie vir jou preke. Ek sê, baie dankie. Stap weg. Ek sê, okay, dis nou fyn. Ek stap daar uit en ek ry en langs die pad staan 'n tannie. En die van julle wat gewonder het, dit wat die Here vir my gee om vir julle te preek wat ek al Dinsdag weet, gebeur gewoonlik in die week met my. Want ek wil nie vir julle goed sê wat ek nie of kennis van het nie. En daar stap 'n tannie daar by Vleerdal, stap sy en die Here sê vir my, laai haar op. Ek sê, Here, jy moet maar weer vir my sê. Ek het nou tyd nie. My program is te vol. Ek het nie nou en die Here sê, laai haar op. Ek laai die tannie op. En ek ry saam met, ek sê vir tannie, waartoe kan ek jou vat? Sy sê, nee, huis toe asseblief. Ek sê, tannie, waar bly jy? Gaan nie vir sê waar sy bly nie, want julle gaan nog gaan stalk. Ry toe, draaitjies, naderhand is ek so, draaitjie, ek het nie, as jy my nou hier los, is ek Google Maps, dis ek verdwaal. Ek het letterlik die kerk opgesit op Google Maps, toe ek daar ry by haar, want ek het verdwaal, ek kan nie jou so toe vat nie. En ek kom daar aan en die Heilige sê vir my, gaan in die huis in. Gaan in die huis in. Julle, ek stap in die huis in en weet julle wat is in die huis? Bierkratte is die stoele en die banke met kartonboks oorgetrek. Die koffietafeltjie is baie cool. Dit is 3 bokse met houtpote binne-in. En dadelik sê my hart vir my, Tannie, wat wil jy hê? En die Heilige Gees sê vir my, nee, ek wil jou iets leer. Julle? En in die hoek vang my oog 'n Bybel oop. En ek het gedink hierdie Bybel vir my is gebruik. En hy lyk gebruik.
Daai Bybel het meer sellotape as blaaie. En die tannie sê vir my, sit, wat doen jy? Sê nee tannie, ek help jou vandag. Ek sê, wat kan ek doen? Sy sê, kom ek maak vir ons tee. En die tannie maak vir ons tee. En ek gaan sit op die krat. En die tannie vat op Bybel en sy sê, kom ons lees eers saam. En weet jy wat lees sy vir my? Romeine 13 vers 11. Die uur het reeds gekom, dat jy uit die slaap moet wakker word. Dat jy moet doen, tot voor die Here jou geroep het. En dit baffel my. Hoekom vertel ek vir jou hierdie storie? Jy sien, want ek stap by die tannie in, en daar is niks materialistiese dinge. Niks, maar haar Bybel. En sy deel 'n woord met my. En ek kan met hierdie tannie gesels, want ek kan sien waar sy haarself beleef. En ek wil vandag vir jou sê, hoekom mense weggaan toe van die Here, hoekom mense weggaan toe van die kerk, is die feit dat ons nie meer bereid is om met mense te gesels vir waar hulle is nie, en ophou probeer gesels vir waar jy wil hê hulle moet wees. Korintiërs 6 vers 2 sê, nou is die tyd van redding, nou is die dag van verlossing. En ek wil vandag vir jou sê dat 'n roeping is dringend, en 'n opdrag vir my en jou is hierdie tyd. Dis vandag, dis die krag wat in ons woon. Ek en jy is geroep om kinders van die Here te wees vir 'n gebroke wêreld. Hoekom? Want ons hoort aan Christus. Ons het ons harte vir hom gegee. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is saam met Christus gekruisig. Die lewe wat nou lewe ek deur die geloof in die Seun van God. Ons ou lewe is weg, ons identiteit is nou in hom. Ek wil net vandag vir jou sê, besef ons wat dit beteken. As ons heeltyd sê, onthou jy daai bandjies, what would Jesus do, WWJD, daar's 10 ander vergelykings ook daarvoor. Maar onthou jy dit? Dan vra ek myself af op daardie oomblik, wat sou Jesus doen? Wat sou Jesus doen? Want jy sien, ons is baie keer so geneig en is so gemaklik om in hierdie boks te beweeg. Want hierdie boks verwag niks van my nie. Hierdie boks regverdig ek myself. Hierdie boks kan ek maak wat ek wil, solank ek net sê ek glo. In hierdie boks kan ek gemaklik wees met my sonde en met dit wat ek wil wees. Maar in hierdie boks is ek en jy verantwoordelik vir die feit dat ons sekere foute nie meer wil maak nie. Sekere dinge nie meer wil doen nie, en 'n ander lewe wil lei, as gevolg van die feit dat ek wil nie meer net glo nie, maar ek wil wees, soos Christus Jesus sê ek moet wees. Ek en jy leef anders. 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, ons ken dit. Matteus 5 vers 14 sê, julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is sal verheerlik. Julle is die lig van die wêreld. Kan ek my verhaal klaarmaak? Die tannie bid vir my, julle maar ek kan nie so bid nie. Hy het aan die bid 'n gebed laat ek dat skaam voel. Uit 'n plek van liefde uit. En ek sit daar en ek sê heeltyd vir die Here, wat moet ek vir haar gee? Wat moet ek vir haar gee? Wat kan ek vir haar doen? En die Here antwoord my nie. En ons is klaar en ek dog vir myself, okay Buks, nou dat jy nie by die Here hoor nie, gaan ek self vir haar vra, tannie, wat kan ek vir jou doen? Sy sê, jy kan niks vir my doen nie. Ek sê, hoekom nie? Sy sê, want ek het hom en hom as gekruisigde. Dit beteken ek is fyn. En die Here humble my. Want weet julle wat doen ek? Ek is self skuldig, maar die hand my op jou gesig trek. Ek is self skuldig hier. Want wat doen ek? Het gaan altyd oor my. Here, hier is 'n tekort. Dis my tekortkoming. Dis my probleem. Dis my krisis. Dis my dit. Dis my dat. Ek so oorweldig en dit al hierdie goed moet gebeur, Here. Dan laat ons besef dat hy genoeg is. Want hy sê, soek allereers die koninkryk en al sy geregtigheid en al hierdie dinge, al daai lysies wat jy het, sal vir jou gegee word wat jy hom soek.
Handelinge 1 vers 8 sê, die Heilige Gees gee ons krag, hy sal oor ons kom. Wanneer die Heilige Gees oor ons kom, sal ons vang ons krag, en julle sal my getuies wees, so ver as Jerusalem, so ver as Judea, en hele Samaria, tot aan die uiterste hoek van die aarde. Hierdie krag is nie natuurlik nie, dis bonatuurlik. Krag om heilig te leef, krag om te getuig, krag om versoeking te oorwin, krag om vestings af te breek. Dis die krag waarvan hy praat. Die Here gee nie vir jou krag om iemand tot op die ander kant van die wêreld te gooi nie. Hy gee vir jou krag om te weerstaan dit wat teen my en jou in opstand kom. Genade. Hy gee my en jou krag om die wilskrag te hê, om vir dit wat teen my en jou opstanding kom, te kan weerhou. Maar ek wil vandag vir jou sê, en as ek dit mag sê, is, ons as kinders van die Here het sag geraak. Is nie bereid om vir die vyand te sê, well, as jy wil go, let's go. Nee? Maar as die vyand in opstand kom teen ons, wat doen ons? Ek is nou terug. Ek kom nou, laat my dink aan die baie plas advertensie, onthou julle dit? Die ou mik, so dan vat hy 'n stukkie baie plas hardloop hy weg. Terwyl die God wat ek in die diens sê, staan op, die tyd is nou. Staan op teen hierdie dinge wat teen jou in opstand kom. Staan op teen hierdie goed wat vir jou kom verklaar wie jy nie is nie. Staan op teen hierdie dinge om te sê dat ek kan nie meer nie en ek wil nie meer nie. Hy sê dat, maar ek het gekom sodat jy in oorwinning kan leef. Ja, pastoor, maar jy verstaan nie wat op my lysies is nie. Sê ek hoef nie. Want as jou lysies groter is as die kruis, dan moet ek by jou begin en nie by jou lysie nie. Want die kruis sê, dit is volbring. En ek en jy kan niks by dit byvoeg nie. Johannes 16 vers 13 sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Wat sê hy? Hy sê, hy kom vat, wanneer ek en jy die Heilige Gees die geleentheid gee, kom vat hy by die Vader, en hy gee dit vir ons. Alles wat die Vader het is myne, daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Jy geweet dat ek en jy het die vermoë om te staan op die woord. Ons het nie die vermoë en die leksheid om weg te hardloop van wat in hierdie waarheid staan nie. Want hierdie waarheid maak vry. Al lyk dit wat hier staan, nie soos dit wat ek sien nie, wil ek vandag vir jou sê, wat is geloof dan? Dis die vaste vertroue op dit wat ons nie kan sien nie, en dat ons dit glo asof dit reeds bestaan. Dis wat hier die skrif sê, dis wat hier die Bybel sê. Ek en jy het nie die leksheid om weg te skram van dit of nie. Ek en jy het die voorreg om te sê, dankie Here. Dankie Here vir dit wat U gaan doen, al sien ek dit nie voor my nie. OK, daai was my inleiding. Is julle reg? Dis net 'n grappie. Ek wil net kyk of julle nog hier is. Want van julle wag vir my om te sê en ek sluit af met. Ek kyk julle. Het was punt nommer 1, ons het 4 oor. Punt nommer 2. Nee, ek kyk weer. Ek gaan met julle. Ek wil hê ons moet vanoggend besef die belangrikheid van die gesag wat ek en jy het wanneer ons 'n woord spreek. Was gevolg van die krag wat binne in ons woon. Jy kan nou maar vir Joshua vra, jy kan my vrou vra, jy kan vir Jermaine vra, mense wat saam met my wandel weet, die duisternis intimideer my nie. As ek duisternis sien, dan stap ek in dit in. Hoekom? Want alhoekom dit nog duisternis is want nog geen lig was bereid om in te gaan nie. En as hy sê, ek is die lig wat op die berg skyn, dan is ek dit. Het jy agtergekom dat daar geen geveg is
wanneer jy in jou donker kamer instap en die lig gaan sit nie. Het jy geweet dat ons staan nie daar, ons sit die ligskakelaar aan en dan wag ons nou vir lig en duisternis om eers in klaar te beklei en dan kyk ons wie wen nie. Nee, gebeur dit by jou? Want jy 'n kragprobleem. Maar as ek die ligskakelaar aansit, dan gaan die lig aan. Ek onthou in ons huis wat ons in 'n woonstelletjie gebly, as die bure bo beweeg, dan maak die lig so. En as jy hom aansit, dan moet jy wag, dan maak hy so. Jy's al so. En ek dink baie daaraan as ek in die geesteswêreld instap, want hoekom? Dis asof daar eers goue geveg is, tussen wie gaan wen, maar lig het nog nooit verloor nie. Lig het nog nooit verloor nie. Lig stap in en verdryf die duisternis, as gevolg van die krag van hom wat binne in my en jou woon. En ek wil vandag vir jou sê, dis tyd dat ek en jy, as kinders van die Here, met die gesag en die autoriteit wat ons het, in die duisternis instap, sonder om bang te wees. Op die stadium dink ek baie keer as ons geloofslewe soos 'n pikenies. As 'n pikenies moet beklei, dan doen hulle eers dit. Jy sien? Terwyl die Here sê, ek is die leeu van Juda, wat agter jou staan. So stap in, maak nie saak hoe groot of hoe klein jy is in die geloof nie, stap in, want die leeu van Juda stap agter jou. Wat is daai klein hondjies wat die mense so in handsakke dra? Sit 'n chihuahua. Ek dink baie keer ek is 'n chihuahua in die gees, maar agter my is 'n leeu van Juda. Want wanneer ek blaf, wanneer ek en jy ons mond oopmaak in duisternis, dan vlug dit. En ek wil vandag vir die volgende kom sê, as ek en jy in daardie autoriteit stap, ja, ons persoonlike lewe gebeur dinge, en ons persoonlike lewens is daar challenges, en dit gaan moeilik, en dit gaan taaf, maar ek wil vandag vir jou kom sê, mag geen duisternis jou oorwin nie, want jy is 'n kind van God. Staan op sy woord. Staan op sy woord. Ek preek vanoggend vir myself, genade. Ja, my vrou, jy mis ook nie 'n geleentheid nie. Jy sien, die Here kom op 'n plek, wat hy vir my en jou sê, ek het jou nooit gekies, om net hier te bly nie. In die glo, en in die gemaklikheid van glo nie. Ek het jou gekies, om te wees. Hoe wees ek? Ek moet maar leer nee sê. Ek moet maar leer om op 'n plek te wees, om te sê, ek wil eerder saam met jou 'n pad stap, as om jou te veroordeel. My vrou raak baie keer vir my kwaad. Sy sê vir my, hulle gaan jou net weer seermaak, hulle gaan net weer vir jou jok, hulle gaan jou net weer teleurstel. Sê ek, wel, wie's ek, om nie die tyd te maak, om by die vrou wat hulle verwerp het. Onthou julle die ander verhaal? Hulle bring haar in, die tempel in, gooi haar voor Jesus neer en sê, ons het haar gevang! Yes, ons het haar! In egbreek betrap Jesus, hier is dit, deel die straf uit! En Jesus is soos, en ek dink myself, in sy hart moet sy gevoel het, so jy is nou trots op haar sonde. Wat het jy nou bereik, om haar sonde hier voor ons almal uit te vlek en uit te skree? Nee? En Jesus sê, as jy onskuldig is, gooi die eerste klip. En hy sak af en hy skryf op die grond. En een vir een besef toe, ek kan eintlik nie klip gooi nie. En hulle stap uit. En elkeen stap uit. En toe almal uitgestap het, toe die ongeloof, en toe die judgment, en al die teneergedrukheid van die wêreld, dit wat die mense sê en doen, hulle wat wil sien hoe jy faal, toe hulle uit is, toe sê Jesus wat? Ek veroordeel jou ook nie. Gaan en doen dit nie weer nie. Ek wil vandag vir jou, ek en jy het nie die leksheid om uit te wys, maar jy dit en jy dit en jy dit nie. Ek en jy het die voorreg om te stap in die duisternis en te sê, maar kom ek vertel jou van my Jesus.
Kom ek vertel jou wie jy is. Maar voor dit alles, kom ek wys jou, my lewe is vol sonde. Ek het foute, ek het gewoontes, ek het dinge wat ek verkeerd doen, op 'n daaglikse basis. Val ek van die kant. Op 'n daaglikse basis mis ek en jy die glorie van God. Ons doen. Maar nog steeds sê hy, het jy nog steeds nie gekies om weg te kruip nie. Of om net in die globoks te wees nie. Gaan ons Sondag, gaan ons dinge doen wat ons nie moet nie, gaan ons gedoen wat mense gaan opset, gaan ons gedoen wat mense, hulle onsag en ons verloor, 100%. Maar hulle kan niks doen aan my redding nie. Niks. So ek wil jou vandag, en ek sluit hiermee af, wil ek jou vra. Ek en jy is gered met 'n doel. Ons is gevul met die Heilige Gees die dag toe ons harte vir die Here gegee het. Ons is toegerus met gesag. Ons is geroep vir 'n tyd soos die, om in die duisternis in te stap en die lig te wees. Hoe doen ons dit? Deur jou alledaagse lewe, waar jou ingaan en jou uitgaan is, maar hom te verheerlik en die eer te gee. Dis hoe ek dit doen. So kan ek vir jou bid? Is dit oké? Kom ons sit dit so. Vader, dankie. Dankie vir die gawe van ons redding en die krag van die Heilige Gees. Vader, ek kom bid, Here, dat U ons sal attent maak op ons moedigheid om vir Christus te lewe. Here, help ons om te wandel in die gesag wat U ons gegee het. Gebruik ons om U lig te laat skyn en U koninkryk uit te brei en te bevorder, Here. Vandag, Here, kom sê ons ja, dat dit is nou die tyd dat die lig in die duisternis instap. So Vader, word vandag verheerlik in hierdie plek. In Jesus naam. Amen. Het dit volgende iets vir jou beteken?